Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Eendag toe Jesus in 'n sekere huis gepreek het 4 mans hul verlamde vriend gebring, sodat hy hom kon genees. Toe hulle nie deur die skare kon kom nie, het hulle op die dak geklim, 'n opening gemaak, die man by Jesus laat afsak en hy het hom genees. Die Bybel sê in Lukas 5 vers 17, daar was krag van die Here om hulle te genees. Die krag van God was teenwoordig om te genees. Dit beteken dat die Fariseërs wat daar was, ook genesing kon ontvang het, maar hulle het niks ontvang nie. Jy kan dus in die teenwoordigheid van Jesus wees en onveranderd bly. Hoekom? Omdat jou gesindheid 'n groot rol speel. Trots en 'n gebrek aan geloof kan jou keer om te ontvang wat jy nodig het. Paulus sê in Hebreërs 4 vers 2, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Hierdie godsdienstige leiers het heeltemal die verkeerde gesindheid gehad. Hulle was meer geïnteresseerd om met Jesus in 'n teologiese argument betrokke te raak, as om te sien hoe die krag van God gedemonstreer word en hierdie siek man genees word. Die verkeerde gesindheid blokkeer geloof en hou jou hart gesluit vir die goeie dinge wat God vir jou wil gee. Jy kan dus 'n kop vol teologie hê, maar die verkeerde gesindheid en niks van die Here ontvang nie. Maak dus seker, jy het die regte gesindheid. Vers 20 sê, en toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sondes is jou vergewe. Dan sê vers 25 en 26, hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed waar hy op gelê het en gaan na sy huis, terwyl hy God verheerlik. En verbasing het almal aangegryp en hulle het God verheerlik en is met vrees vervul en het gesê, ons het vandag ongelooflike dinge gesien. Here, ek wil U eer. En ek wil hê dat die gesindheid van my gedagtes en my hart vir U aangenaam en aanneemlik moet wees. Help my om te leef met 'n gesindheid wat U verheerlik. In Jesus naam bid ek dit. Amen.